Ons kyk hierdie week in besonder na 1 Korintiërs 3. En die rede hoekom ons daarna kyk is ons wys en ons illustreer die nuwe fokus, maar dat die nuwe fokus nog steeds gebou is op dieselfde fundament. Ek dink hier in 1 Korintiërs 3 kom Paulus en hy spreek hierdie een faset in die gemeente aan. Hy sê in 1 Korintiërs 3 vers 4, want as die een sê ek is van Paulus en die ander van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan en wie Apollos, anders as dienaars vir wie julle deur wie julle gelowig geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek dink 'n belangrike beginsel wat Paulus hier sê is, hy sê, ons moet nie sê ons is vir hierdie ou of vir daardie ou of vir hierdie aksie of vir daardie ding nie. Ons moet sê ons is een in Christus. Want die doel, die fundament is nog steeds Christus. En dan in die vers 9 kom hy dan verder en hy sê, want ons is, na die want is dit belangrik, want ons is medewerkers van God in die akker van God, gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is en dit is Jesus Christus nie. Wat sê Paulus hier? Paulus sê eenvoudig, daar is 'n tydperk in 'n gemeente se lewe waar iemand die saadjie moet plant en 'n gemeente moet begin. Daar's 'n tydperk in 'n gemeente se lewe waar daai saadjie begin groei en nat gegooi moet word. Maar die natgooier is nie noodwendig die planter nie. Die oorspronklike is nie noodwendig die huidige nie. En op die einde van die dag gaan dit nie oor wie nat gooi, wie plant nie. Dit gaan nie oor wie beter preek of slegter preek of groter of sterker of vinniger of stadiger nie. Dit gaan letterlik op die einde van die dag oor medewerkers in die akker van God. Dit gaan oor medewerkers in sy koninkryk. Dit gaan oor medewerkers wat saam bou aan hierdie een gebou waarvan Christus die fundament is. Dit gaan op die einde van die dag oor die fundament. Dit gaan oor wie ons verkondig, wie ons groot maak, wie ons loof en wie se koninkryk gebou word. Dis nie my gemeente of jou gemeente nie, dis op die einde van die dag Christus se gemeente, want hy is die fundament. En te midde van hierdie verskillende bedieningsmaniere, te midde van verskillende fokus, te midde van verskillende gawes, te midde van verskillende maniere hoe ons dinge benader, lê daar een soliede waarheid. En dit is, Christus is besig om sy kerk te bou. Christus as fundament is waarop alles gebou word. Mag dit ons strewe wees, mag dit ons hart wees, as ons kyk na ons gemeente, mag ons saam kyk hoe God teenwoordig is en besig is in sy gemeente, deur besondere gawes te gebruik. Ek nooi julle uit om hierdie Sondag julle vriende te kom nooi, kom word deel, volg ons op Facebook, subscribe tot ons YouTube channel, word deel van ons storie, word deel van hierdie groep gelowiges wat die Here wil dien op sy fundament. Sien julle daar.